Welkom by die Leeumoed Potgooi. Ek is Josef Oosthuizen. Ek gesels vandag met Dani Malan, predikant by die Diamantvallei gemeente. Hierdie is nou ons tweede gesprek oor manlike Christendom en vandag begin ons om deur die boek Masculine Christianity geskryf deur Zachary Gaddis te gesels en spesifiek oor die inleiding tot die boek. Ons het laasweek begin gesels oor manlike Christendom deur te kyk na die huidige besluit van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, die doppers, oor vida of dan vrou in die amp van ouderling. So julle kan daarna gaan luister, dit gee 'n historiese oorsig van die uitloop van die saak en die besluite en hoe dit huidig daarna uitsien. Nou, ek kan miskien vir Dani vra of jy miskien na aanleiding of na die laaste gesprek enige ekstra kommentaar wil lewer voor ons aangaan. Ja, dankie Josef, en dankie dat ons weer hieroor kan gesels. Is lekker om met jou hieroor te kuier. So ek het weer na die vorige episode self gaan luister en te besef ek het dit so gestel asof die GKSA dieselfde tipe bande met die hervormde kerk gehad het as met die NG Kerk, en al twee is nou nie meer daar nie. Nou dit is nie heeltemal akkuraat nie. Daar was nouer bande met die NG Kerk en nie sulke tipe bande met die hervormde kerk nie. So dis net een vinnige regstelling. Die ander ding wat vir my interessant was, is intussen het ek self iets meer geleer, en dit is dat hierdie debat is dalk selfs nog ouer as wat ek gesê het met die vorige episode. Daar's 'n emeritus wat besig is om deur al die ou notules deur te gaan van die synode, en hy praat van dit kom dalk al van die vroeë 70s af, nie eers 1979 nie, maar dat alreeds op synode vlak daar al besig was om oor hierdie te gepraat te word in die vroeë 70s. Sure. So dit maak hierdie ding selfs nog ouer as wat ons laas keer gesê het. So is maar net twee goedjies oor die vorige episode. Goed, so laat ons nou nie verder op ons wag nie. Kom ons begin dan met Leeumoed, die boek bespreek. In hierdie episode gesels ons dan oor die inleiding van die boek. Wat is jou indruk van die boek in die geheel? Want jy het hom nou al deurgeluister of deurgelees. Wat is jou indruk van die boek? Net so oor die algemeen. Ja, ek het hom regtig baie goed gevind. So daar's 'n hele klomp dinge wat ek dink ons gaan uitdaag. So ek self het op 'n paar punte moes ek mooi gaan dink, gits. Ek dink ek het verkeerd gedink oor 'n paar temas, en so dit is vir my baie nuttig ook. Hy daag die denke uit, die algemene denke van ons tyd, maar hy doen dit op 'n baie mooi manier om ook te wys waar staan hierdie goed in die skrif. En dan bou die saak daarop. So ek het dit baie nuttig gevind, en ek sien uit vir die res van die gesprekke waar ons by al die temas uitkom. Nou, hy begin die inleiding deur te vra, is daar nog 'n boek oor manlikheid nodig? Wil jy ietsie daaroor sê? Ja, want dit is 'n geldige vraag. Gaan 'n mens net nog en nog boeke skryf oor elke tema, terwyl daar is dalk reeds boeke wat nuttig is. Is al reg nodig om nog een te kry. En ek dink tog so, en hy maak ook hy gee ook sy redes waarom hy dink hierdie boek is nodig. Die ene is dat daar's bietjie van 'n gaping tussen akademiese werke en meer populêre werke. En hierdie boek probeer om iets tussenin te wees. Iets wat wel meer substansie het, soos akademiese werke, maar tog gerig is op die algemene persoon, die gelowiges, nie net op die akademici nie. So ek dink daar is wel so 'n tipe gaping. Die tweede rede wat hy gee is dat baie van die bronne wat daar is wel meer vanuit die feministiese hoek uitgeskryf, en hierdie boek is baie uitdruklik teen dit. So hy pak dit ook vir my mooi uit om te sê hier is wel 'n gaping, nie net in die vorm van die boek, minder akademies, wel bietjie populêr, maar ook vanuit hierdie hoek uit.
is dit ook 'n baie nuttige bydrae tot die materiaal wat daar is. Ja, hy noem ook van daardie boek wat, kom ons sê maar onderboudende gelowiges redelik bekend is, en dit is daar Recovering Biblical Manhood and Womanhood deur Wayne Grudem en John Piper. En daar is verseker handige goeders wat daarin gesê word. Hy sê dan daar in die boek is moeilik om die lyn baie keer te volg, die argumentasielyn of die argumenteringlyn, want dis verskeie auteurs wat die boek maar saamgestel het in die sin van ons verskillende skrywers en dan het hulle die boek saamgestel, so daar's in daai opsig is dit nodig om 'n soortgelyke boek te skryf wat dan 'n bietjie meer koherent is of die lyn van argumentering is duideliker. Hy sê ook wel in terme van hierdie boek wat my opgeval het is dat daardie boek wyk ook af na sy mening. En ons sal later sien miskien hoeveel, maar dit wyk af van die historiese siening van die geslagsrolle in die kerk nou. Hoe die kerk dit gesien het. En 'n ander ding wat my opgeval het van die boek ook is dat hy is nie eintlik skaam om na die Grieks en die Hebreëus te gaan nie. Wat ook goed is, en hy verduidelik die terme, en hy sê dit ook in sy inleiding, hy verduidelik die terme dat selfs iemand wat nie Grieks en Hebreëus het nie, dat hulle dit sal kan lees. En dit is nogal so. Dit is miskien intimiderend as jy die eerste keer hoor, maar as jy maar net die boek volg, dan maak sy argumente daarom sin. Ja, goed, so die inhoud van die boek is dan nie populêr nie. Wel, populêr in die sin van baie mense gaan nie daarvan hou nie. Goed. Ja. Miskien gaan dit 'n populêre boek word. Ja. en ons hoop so. Jy weet, mense gaan nie noodwendig met alles saamstem nie, maar ek dink hy maak baie mooi argumente uit die skrif uit. Ja. Wat sy standpunte staaf, wat ek dink ons mooi kan na luister. En so wat hy ook sê is, jy weet, ek dink sy boek, die tipe boek wat hy skryf, gaan nie noodwendig maklik gepubliseer word nie. So baie akademiese werke wat die titel of die inslag het van sy boek gaan nie die lig sien nie. En gelukkig het hierdie boek nou die lig gesien en dit word uitgegee deur 'n paar plekke of dit is beskikbaar op 'n paar plekke. So kom ons kyk wat gebeur of dit dan kan posvat onder die gelowiges om dit te lees. Hy maak ook 'n volgende stelling van hierdie boek is anti-feministisch. Sal jy 'n bietjie daaroor uitbrei? Ja, dis reg. Ja. So die boek is teen die feminisme. En dit is wat ek net ook gesê het, die baie van die meer populêre boeke, meer gewilde boeke, is uit die feministiese oogpunt uitgeskryf. Selfs baie van die kommentare. As jy kommentare gaan lees oor die relevante tekste, dan kom daai streep kom deur. Ja. Ek het dit alself beleef toe ons 'n reeks gewerk het oor Filippense. Dan lees jy so deur die kommentaar en sê jy, wag, hierdie ene is toe al die tyd meer in die feministiese lyn. Dan kom dit uit sodra hy begin kommentaar lewer oor tekste waar dit bietjie gaan oor 'n man en 'n vrou, dan kom hy daai vertrekpunt deur. So hierdie boek is openlik anti-feministisch. Sê die feminisme is nie Bybels nie en hy wil dit ook 'n teenstem gee, daarop reageer vanuit die skrif uit. Wil jy miskien net verduidelik wat verstaan jy as feminisme? Ja, so kom ek begin so, daar's ook verskillende kampe binne in die feminisme. Daar's party wat selfs die skrif totaal en al weggooi, verwerp. En dan jy ander wat Zachary ook noem die evangelical feministe of die evangeliese feministe wat wel sê die Bybel is gesagvol en geïnspireerd en hulle wil hulle daaraan onderwerp. So hy sê dan ook sy reaksie is nie so sterk op die kritiese feministe wat die Bybel in totaliteit weggooi nie, maar hy werk met hierdie evangeliese, sogenaamde evangeliese feministe. Nou, ek dink ons gaan in die volgende episode gaan ons nogal redelik in detail ingaan
op die feminisme en die geskiedenis daarvan, maar net so vinnig het die feminisme as 'n beweging is besig om die verskille tussen man en vrou heeltemal 'n lyn deur te trek. Dat daar is nie verskille nie. En daar's verskillende, dit het ook gegroei oor tyd in rigtings in, maar aan die begin was dit meer, daar's nie verskille in rolle of in vermoëns en in rolle nie. Ja. En dan later is daar ontwikkel het op 'n punt waar daar's ook nie enige fisiese verskille tussen 'n man en 'n vrou nie. 'n Man en 'n vrou is eintlik maar uiteindelik presies identies. Ja. So dis baie kort en oorvereenvoudig, maar ek dink die volgende episode gaan lekker in detail daarop in. Ja. Ja, die ander woord wat mense ook maar seker maar nou moet oplet is die egalitarian of egalitair. Nou, ek het nog nie baie daai Afrikaanse woord indien wel al gehoor nie, maar dit is, hy gebruik dit ook sinoniem met feminisme in die kerk, of die siening dat vroue dieselfde rolle as mans in die kerk kan hê. Dis die egalitarian of egalitaire siening. Ja. Goed, nou, ja, so die boek gaan uit, dis nou Garris se boek, Masculine Christianity, gaan van die standpunt uit dat die Bybel is die onfeilbare en foutlose woord van God wat dan ons uitdaag oor ons eie siening dan spesifiek oor vrouens en mans in die gesin, in die kerk en in die samelewing. Goed, dan maak hy 'n stelling wat baie keer nogal 'n allergiese reaksie by ons ontlok, by baie. Ons het amper 'n slegte smaak oor hierdie konsep, en dit is die woord dat daar moet 'n patriargale of daar is 'n patriargale of 'n hiërargiese orde tussen 'n mans en vrouens, en dan spesifiek in die gesin, die kerk en dan later in die boek ook dan in die samelewing. Wil jy iets daaroor sê? Ja, wat jy nou sê van 'n amper 'n allergiese reaksie, het my nou juist laat dink op van die reaksie op die GKSA se besluite. Ek dink daar is nogal baie goed is ontbloot, ook net eenvoudig in die reaksie. So, wat se reaksie praat ek van? Daar's 'n professor wat hy was by die NWI, was hy professor, later het hy by Unisa opgeëindig, en hy het was nogal hoogs ontstel oor die GKSA se besluite en het gesê die kerk moet bevry word van patriargie. Nogal ironies, want ek dink as mens werk met wat Zachary sê, wat die historiese definisie is van patriargie, dan was hierdie besluite was nog nie heeltemal patriargaal nie. Wow. So Zachary werk ook met die wat meer algemeen bekend is as die komplementêre standpunt of complementarianism. So jy het nou die egalitarianism wat sê daar is nie enige verskil tussen 'n man en vrou se roeping en se rolle en vermoëns nie. Hulle is daarin is hulle presies dieselfde. So hulle is gelyk in waarde en hulle is dieselfde ook in vermoëns, in skepping, hoe hulle gemaak is en in hulle roeping, hulle rolle. Die komplementêre standpunt sê hulle is gelyk in waarde, maar hulle is verskillend in hulle rolle. En dan het jy 'n nouer komplementêre oortuiging wat sê daai verskil kom net uit in die huis en in die kerk, maar nie in die samelewing nie. Terwyl die breër komplementêre standpunt of dan nou die patriargale standpunt sê dit gaan ook deur tot in die samelewing. Die manlikheid en vroulikheid stop nie by die huisgesin en kerk nie. Dit het ook 'n effek op hoe die samelewing georden is. So so dit is dan 'n breër oortuiging as wat oor die algemeen is. So dis ook om ek sê dit is eintlik ironies dat daai professor so sterk gereageer het en gesê die kerk in Afrika moet bevry word van patriargie. Terwyl Zachary se argument is dit is die histories Christelike oortuiging en dit is eintlik nou maar eers die afgelope 100 jaar waar die kerke daarvan af weg beweeg het. So jy wil eintlik sê die kerk moet bevry word van wat nog altyd in die kerk was van die begin af.
as Zachary se argument geldig is. Dis die een ding. En wat nou so ironies is ek sou sê die besluite het nie enigiets gesê oor die samelewing nie. Die besluite het net gesê oor in die kerk. Ook nie eers eintlik uitspraak gemaak oor in die huisgesin, daai spesifieke besluite nou nie. Maar dit was baie gefokus op die kerk binne die gemeentelike samekomste. En so goed, so hy is eintlik besig om te sê die kerk moet bevry word nie net van patriargie nie, maar van selfs ook die nouer komplementêre oortuiging en moet eintlik heeltemal oorgaan na die egalitaire standpunt. Om te sê daar is nie enige verskille tussen 'n man en vrou se rolle op enige vlakke nie. En dan so dit gaan al verder terug. Ja, ek dink wat my ook tref van Gaddis, hy probeer al die terme en voorwaardes ook in die boek gee. En hy noem dit so vinnig in die inleiding. Die terme en voorwaardes in terme van die patriargale of die hiërargiese verstaan van die man en die vrou. En hy sê, weet later in die boek in elk geval, hy maak dit baie duidelik, het gaan nie hier oor die man wat die vrou onderdruk nie, is glad nie dit, of 'n tiran is, of wat ook al nie. Die vraag is regtig, wat leer die skrif in terme van die man en die vrou se rolle? En die aanname is heeltyd dat die man en die vrou se waarde is dieselfde, maar daar is 'n hiërargie van rang, daar is 'n rol hiërargie. Ja. En dis ook dalk wat jy nou van gepraat het, in ons tyd is daar iets van 'n allergiese reaksie op daai idee, veral as jy nou praat van 'n hiërargie van rang. Daarmee sê jy, daar is gesag hier. Ja. Dis nie net komplementêr in die sin van dat die een doen een stukkie van die legkaart en ander legkaartjie pas daarbey nie. Hier is ietsie meer. Die man het gesag in sy huis, die man het gesag in die gemeente, die man het gesag in die gemeenskap, in die samelewing. En die vrou, so dit kom baie duidelik uit dan nou in die skrif as daar gepraat word binne die huwelik, word daar gesê die man is die hoof, dit veronderstel gesag, en die vrou moet aan hom onderdanig wees, en daar's tekste wat sê wat moet aan hom gehoorsaam wees. Dis nie net jy volg nie, jy's gehoorsaam. En gehoorsaam sê hier is 'n gesagsfiguur bo oor haar. En so daar's iets moet 'n duidelike erkenning kom van wat in die skrif gesê word van hierdie gesagsverhouding ook van 'n man oor die vrou. Wat ek sou sê, ons spring nou 'n paar goeters vooruit, maar wat so mooi uitkom in hoe die huwelik ook 'n uitbeelding is van Christus in die kerk. Ja. Ek dink meeste Christene sal sê, as jy praat van die Christus moet gehoorsaam wees aan die kerk, dan gaan almal sê, wag, ietsie is fout hier. Ja. Die orde is tog sekerlik ander kant om. Die kerk moet gehoorsaam wees aan Christus. Nou goed, dan kom ons gaan nou net en sê, maar die huwelik moet iets daarvan uitbeeld, van die vrou wat gehoorsaam is aan haar man, en die man wat op 'n liefdevolle, goeie manier sy vrou oor sy huishouding in die huwelik heers. So daai is vir baie mense 'n groot probleem, as mens praat van die man wat moet heers. Maar dit is wat dan nou ook duidelik uitkom in die woord patriargie. Dis patriarg, die arg is 'n heerser. En ons het nou vooraf het ons 'n bietjie daar gesels, dat dis eintlik jammer in die vertalings waar daar verwys word na Abraham, Isak en Jakob, dat dit dan vertaal is as die aardsvaders en nie die patriarge nie. Want dis eintlik wat die term daar is. Die Grieks daar. Ja, alles dis die patriarg. Ja. So dan sou die konsep sou dalk minder of meer bekend gewees het. Onder die gelowiges, die idee van 'n patriarg. Ja, nie miskien verwarring gebring het nie. Ja, dit kon gehelp het. So die boek gaan hierdie 'n spanning bring tussen die nou en die breë komplementêre siening. Dit is wat ons nogal sien in die boek.
Maar dit daag ons uit. Jy weet uiteindelik moet ons onder die gesag van die skrif ons knie buig. So ons erken gesag en as die Here dit leer, dan weet ons ook, is nie vir ons nadeel nie, maar vir ons beswil. Wat mens sien die effek van die feminisme tans is dat mans trek baie terug. Hulle bekleer nie die verantwoordelikheid wat die Here eintlik ingeskep het hulle moet inneem nie. Maar dit is ook die ding wat my in die boek baie getref het, waar hy sterk klem lê op die feit dat dit is in die skepping so, dat hiërargie in die skepping is. Dit is so geskep. Dis nie 'n sosiale konstruk of wat ook al nie. Dit is so geskep en indien dit so is, dan roep dit die mans op om eintlik daardie rol in te neem, of hulle daarvan hou of nie. En dan wanneer hulle dit doen in die kerk, in die huisgesin en dan ook in die samelewing, dan is daar juis in 'n sin 'n vervulling. Ja. Daar's 'n vreugde. En wanneer mans dit nie doen, hulle trek terug, dan soek hulle daai vreugde, daai vervulling in ander goeders en hulle gaan dit nooit kry nie. Ja. Maar goed, dis nou maar so 'n kommentaar van die kant af. Dan praat hy van die verskil tussen in die Engels nou die gender en die seks. Wil jy vir ons nie daaroor iets sê, want dit kan nogal verwarrend wees in Afrikaans. Ja. So ek is nie 100% seker hoe om dit eenvoudig te mens kan seker sê gender en seks. Dit klink verskriklik as mens dit net so oorvat na die Afrikaans toe, maar om dit net die konsepte bietjie meer te verduidelik. Wat ek bedoel met seks is die man 'n manlike mens, 'n mens wat manlike geslagsdele het. Hy's geskape as 'n man. So hy het manlike geslagsdele. Die vrou dan met vroulike geslagsdele. So dit is 'n objektiewe geskape werklikheid. Iets wat nie is iets wat God so gemaak het. Dis nie iets wat enige persoon kan kies of wat van buite af op 'n manier bepaal word deur 'n samelewing of 'n kultuur of sekere voorkeure of wat ook al nie. Dis 'n geskape werklikheid wat die Here gemaak het. En dis vas, kan nie verander nie. Met gender gaan dit bietjie meer oor is dit manlikheid of vroulikheid. En hy maak mooi die punt dat in ons tyd word die twee goeters van mekaar losgemaak. So manlikheid is los van enigiets objektief. Manlikheid of vroulikheid is dan iets meer van 'n sosiale konstruk wat so jy kan dan 'n fisies letterlik 'n man wees, maar dan voel jy maar ek is eintlik my gender is 'n vrou. So dan is jy is die idee dat jy is 'n vrou in 'n man liggaam. Maar die geskape werklikheid is dat mans moet manlik wees en vrouens moet vroulik wees. Mans het manlikheid, vrouens het vroulikheid. Die ander term wat mens ook miskien kan gebruik, net om die man en die vrou in te sluit, is geslag en geslagtelikheid. Miskien is dit ietsie wat ook kan help. Maar ek dink ons gaan, soos die boek aangaan, gaan ons op sekere terme meer gebruik in 'n geval. Maar ek dink dis nuttig om daaraan te dink dat 'n man is deur God geskape as 'n man met 'n spesifieke manlike roeping en pligte. En hy's gemaak vir daai roeping en pligte. En 'n vrou is deur God gemaak as 'n vrou met spesifieke vroulike roeping en pligte waarvoor sy gemaak is. Dis nie per ongeluk wat hulle verskillend gemaak is nie. Dis met 'n spesifieke doel. En binne in daai doel het hulle roeping en pligte ook gekry. Nou mens sou kon sê daar's aspekte van manlikheid wat dalk kan verskil van in tyd en in kultuur. Maar dit is op die vlak van die uitdrukking daarvan. Dit is nie dat manlikheid is gewortel in die kultuur of in die tydsomstandighede wat verander. Die manlikheid is gewortel in 'n geskape werklikheid. Sure. Maar vat nou byvoorbeeld as jy die horlosie 1000 jaar terugdraai, dan gaan die mans anders aangetrek wees as wat ons aangetrek is. Maar in daai tyd
is daai kleredrag is 'n manlike kleredrag. Ja, of En dan- behoort te gewees het. Ja, jy's veronderstel, die mans is veronderstel om manlik aan te trek. En vandag ook is die mans ook veronderstel om manlik aan te trek. Dit gaan Ja. die kleredrag gaan verskil, maar die beginsel is dieselfde. Die mans moet manlik aantrek, vrouens moet vroulik aantrek. So daar is dalk bietjie verskille in kulture en in tyd oor die uitdrukking hiervan. Maar die beginsel bly, dit is begrond in 'n geskape, vaste, objektiewe werklikheid wat nie verander nie. Goed, en kan jy ietsie sê van ons oor die titel van die boek? Ja, dit is 'n baie interessante titel en ek kan sommer insien hoe daar party mense net die titel gaan sien en ontsteld gaan wees. Ja. En partykeer dink ek is goed. Dink is partykeer goed om nie weg te skrim daarvan dat met die idee, maar jy gaan party mense wees wat nie van gaan hou nie, of hulle gaan kwaad raak, en so die waarheid maak mense kwaad. So as wanneer daar iets gesê word oor Christus wat die koning is, dan is alle ander wat wil opstaan teen sy koningskap is kwaad vir hom as die koning. Dit kom nogal uit in Psalm 2. So ek dink die mense moet wegskram van 'n titel net omdat party mense ontsteld gaan raak daaroor nie. Partykeer is dit juist goed dat mense 'n bietjie ontsteld raak en hulle dan nou moet vra, maar hoekom is ek so ontsteld hier? Wat maak my so kwaad? Nou wat sy argument hier is dat die Christelike geloof het 'n sterk manlike toon. Okay. En hy verwys dan na 'n paar redes daarvoor. Die ene is dat ons lees van God die Vader. Ons lees nie van God die Moeder nie. Dit is ook in ons tyd in Suid-Afrika, weet ek van 'n hele paar voorvalle waar teoloë en sogenaamde predikers dan nou sê ons aanbid God die Moeder. Maar dis net nie hoe God homself openbaar het nie. Hy openbaar hom as Vader. Ons sien ook in die skrif dat Jesus neem die menslike natuur aan, maar as 'n man. Dis nogal iets om ook aan te dink. Hy's nie 'n geslagtelose of wisselende mens nie. Hy's 'n manlike mens. Hy's 'n man. En hy gee nooit daai menslike natuur af nie. So tot in ewigheid kan Jesus 'n man wees. Ons lees ook dat dis nou ietsie wat ek sou bysit, dis nie in sy teks nie, maar jy lees ook dat Adam is die hoof van die mensdom. En alle mense het in Adam geval, en ons Jesus is dan die hoof van 'n nuwe mensdom, dat almal wat deur geloof deel kry aan Jesus mag die ewige lewe hê. So. Maar as jy nie deur geloof in Jesus is nie, dan bly jy in Adam die hoof van die gevalle mense, Ja. die mensdom wat verdoem is. So daar's ook 'n ekstra lyn wat hy nie na verwys nie. Hy praat ook van in die skrif sien mens die leierskap is altyd mans. Dis die konings, priesters en profete dis mans. Ja. En dat in ons tyd het jy meer van 'n verwyfde Christendom. So enige iets van 'n manlike toon in die Christendom, in die Christelike geloof hierdie is verkeerd, is boos. Dit moet alles weg, maar dis nie dat dit van daar af gaan na 'n neutrale tipe Christendom nie. Dit gaan heeltemal aan die kant toe Christendom word verwyf. Goed, nou so hy wil eintlik die kerke weer terug roep na die manlike aard van Christendom. En dat manlikheid het iets te doen met krag en gesag, verantwoordelikheid en roeping. Hy noem dit 'n mission. Ek dink 'n goeie idee daarvan is roeping. Ja. Ja, nou mens kan nou vra, is dit die beste titel wat hierdie idee wil oordra? Ek dink dit doen. Ek dink dit dra die gedagte oor wat hy wil oordra. As ek 'n titel sou kies vir die boek, sou ek dalk gesê het patriargale Christendom. Ja. Want ek dink in die term patriargale Christendom is jy al klaar besig om ook iets te sê van hier is 'n patriargie, sonder om te sê dat daar is nie iets vroulik ook. Ja. Wat in haar plek en so in verhouding met die man
ook deurkom nie. So ek dink patriargale Christendom sou dalk na my mening nog 'n beter titel gewees het vir die boek, maar ek dink die titel is baie effektief soos hy is ook. En die outeur Zachary Gaddis, ja, hy wat tog interessant is, sy agtergrond is eintlik regte. Hy's 'n prokureur, 'n attorney. En mense kom tog al agter in sy skrywe, jy weet hoe logies sy skrywe is. Ja. En ag, in die geskiedenis het die Here ook baie ander prokureurs gebruik met regs agtergronde, Luther, Calvin, hulle het almal regte gedoen. So hopelik, ja, en ek dink dit dra by tot die loop van die boek, want hy het regtig, jy kan sien dit volg 'n lyn. En dit in daai sin dink ek is dit baie handig. Dis nie losstaande hoofstukke en so aan nie. Wil jy miskien net gou ons deurhardloop in die boek, waarna kan ons uitsien in terme van hoofstukke en so aan? Ja, so net ook oor die outeur, ek weet hy het wel ook gestudeer in die teologie. Dis reg. So dis nie dat hy net in die regte in is nie, hy het wel 'n graad in teologie ook. Hy het net nie 'n PhD in teologie nie, ek dink hy het 'n PhD in die regte. En ek kan verkeerd onthou, maar ek dink hy is wel 'n bevestigde woordbedienaar. Ek verstaan ook so. Ja, so dis maar net nog so 'n bietjie meer oor hom. Ja, dit is mooi. Ja, so uiteindelik 'n hart dan ook dat hierdie in die kerk die regte siening oor man en vrou in die kerk sal plaasvind. Daar's 'n pastorale besorgdheid. Ja. Oor die kerke en oor mense. Ja. En hoe die verkeerde leer dan verwoestende gevolge het in mense se lewens en in die gemeentes. En dan kan mens nou verder gaan ook in die samelewing ook. Ja. So dis nie net hierdie is reg en verkeerd nie, dis reg en verkeerd, maar hy's ook 'n goeie pastor. So ek dink dit kom ook deur. Ja, en hier is 'n baie belangrike onderwerp, want dit is so met die opkoms van die feminisme is daar 'n duidelike korrelasie met egskeiding, selfs egbreek, die verbrokkeling van gesinne. Dis baie duidelike korrelasie en sien noodwendig dat dit die oorsaak is nie, maar ek dink hy gaan in sy boek ook wys dat dit is ook 'n groot oorsaak vir die verval in die samelewing. En dan het jy soveel hartseer. En dit is die ironie altyd van 'n nie-Bybelse siening op enige ding, is dat jy het hartseer. Ja. So mens wil dit voorkom. Mens moet mense eie gedagtes verander. Ja, jy noem nou van die huwelik en die huisgesin. Deel daarvan is ook met kindertjies. Ja. So ons gaan nou volgende keer DV bietjie dieper daarop in, maar net die gedagte in die feminisme om die kindertjies is eintlik iets wat jou terughou as vrou om kinders te kry. Dis reg. En om gefokus te wees op jou huishouding, op jou huwelik, op jou kindertjies, op die volgende geslag. Dis alles wat jou terughou en deel van die bevryding van die vrou is dat sy bevry moet word van kinders. Van kinders kry en 'n loopbaan volg. Ja, jy moet die loopbaan volg, jy moet nee sê vir die kindertjies. So daai is ook ietsie wat dan totaal vernietigend is. As daar nie net eenvoudig op 'n basiese vlak, as daar nie 'n volgende geslag is nie, dan is daar nie 'n toekoms nie. Ja. Die hele samelewing sal in duie stort as daar nie volgende geslagte is nie. En dan, dit is een van die uitwerkings ook hiervan. Ja, en dan is daar in elk geval die vrouens wat kan loopbane volg nie. Ja. Jy sê dit is nie 'n volhoubare siening in elk geval nie. Ja. So dit is nogal ironie. Maar goed, enige onbybelse siening het ongelukkig daardie slegte gevolge. Goed, so ons kan uitsien, dink ek in elk geval na die bespreking van die boek. Leierskap in die kerk, die gesin en die samelewing, die man se leierskap en te sien hoe dit lyk ook volgens die skrif. En mens moet dit net weer eens sê, dit is nie leierskap in die vorm van 'n tiran met woede uitbarstings en sulke goeders nie. Ons model is tog altyd Christus en hoe hy sy kerk regeer en daar vind ons tog hoe mans moet optree teenoor hulle vrouens en ook in die samelewing. So ek sien uit na die boek om daardeur stelselmatig te werk.
So wil jy net so afsluitende miskien kommentaar lewer voor ons afsluit? Ja, so net ook weer oor waarna kan ons uitsien. So 'n bietjie Ja. van oorsig oor wat lê nog voor, wat is van die onderwerpe. In die eerste hoofstuk gee hy 'n oorsig oor die geskiedenis van die feminisme en die verrotting van manlikheid in die Weste. Die tweede hoofstuk is 'n oproep tot bekering van die rebellie van die seksuele revolusie en feminisme. Die derde hoofstuk is die moderne kerk se reaksie op die feminisme en die kompromieë wat dikwels gemaak word in die komplementêre reaksie. Die vierde ene is maak die argument dat die Christelike geloof is patriargaal. Hoofstuk 5 en 6 werk met die skepingsorde. Hoofstuk 7 manlike heerskappy in die kerk. 8 tot 10 in die huis. 7 is manlike heerskappy in die huis. 8 tot 10 is in die kerk. Hoofstuk 11 is dan manlike heerskappy in die gemeenskap of in die samelewing. En die laaste hoofstuk is 'n oproep tot manne om 'n godvreesende erfenis agter te laat, deur hulle gesinne lief te hê en te lei, godvreesende kinders groot te maak en te bou vir die toekoms. So ek dink ons baie om na uit te sien. Baie, en dit gaan verseker leeumoed van manne gewerk deur die leeu van Juda kos om dan ook hierdie onderwerpe deur te dink en werklik ons roeping na te volg. Dankie Dani. Dankie Josef.